Hartlike goeiemôre, good morning. Inderdaad, hopelik is daai koffie reeds lekker sterk in die beker en die gees is reg vir enigiets wat vandag na jou kant toe kan gooi. Want is amper naweek en ons is reg om hom amper sê ek viervoetig. Nee, sonder bokshandskoene aan te vat saam met jou. Dit lyk asof hy gereed is vir 'n boksgeveg. Dit doen. Pieter, dit moes altyd 'n huppel in die stap. Altyd 'n huppel in die stad, maar kyk omdat ons nou mense, die mense het gedink winter is hier, maar ons het hulle sê, kyk hier's herfs, kyk hoe mooi blom herfs. Kyk hoe mooi. Ja, style en make-up effek is die een. Ja, terwyl ons nog so 'n bietjie vashak in daai seisoen, gaan ek vir julle sê wat alles voorlê vandag. Chanel Badenhorst deel haar ongelooflike verhaal van herstel na 'n koma, breingewas en hartstilstand en hoe sy haar pad tot by die Mevrou Suid-Afrika semifinaal gevind het. Die Britse tennisster Giles Hussey vier sy eerste ATP Challenger titel by die Rise Irene Open in Centurion en gesels oor sy groot deurbraak. Ons kyk ook na sonbeskerming saam met Michelle Lou van Creme Classique Skincare. Leon Kliege skakel in na sy goue sukses by die RHS Chelsea Flower Show en van Koet kuier by ons met hulle nuwe enkelsnit. Sjoe, dit is 'n propvol program, nee, en lekker verskeidenheid. Altyd, elke oggend is waar jy wil wees. Kom ons skop ons oggendpraatjies af. Vandag is ons weer by die kuns. Danish artist Thomas Dambo has created more than 170 giant troll sculptures from recycled materials as part of his global project, Trail of 1,000 Trolls. The whimsical wooden trolls are hidden in forests, parks, and natural spaces across more than 20 countries, encouraging people to get outdoors and explore nature while searching for the larger-than-life artworks. Dambo began the project in 2014, building each troll from reclaimed wood and other recycled materials. His goal is to inspire people to see trash as a valuable resource and to think differently about sustainability. These trolls can be found around the world, including locations in Denmark, Australia, Chile, South Korea and the United States, as well as Northern Ireland and the Netherlands. Many of the sculptures are built with the help of local volunteers, making each installation a community effort. The project continues to grow, with new trolls regularly being added to the trail. And eventually, the sculptures are designed to naturally weather and return to the earth, becoming part of the landscapes where they stand. So let's take a look at some of these trolls. Dit is vir my ontsettend oulik, né? En die detail. Ja. Ek dink dit is nogal wat vir my uitstaan. Dit lyk asof dit baie fyn werk geverg het. En ook die manier waarop die trolls inpas by die omgewing waar hulle nou geplaas is. Dit is vir my regtig mooi. Thomas, ek wil net sê, wat was fout met Suider-Afrika? Ons het net sulke pragtige landskappe hier waar jy 'n troll of twee kan kom wegsteek. Wel, jy weet nooit, dalk is daar een versteek iewers. You know, I love the story because there's not enough whimsy in the world at the moment. Ek dink daar is soveel goed wat verskriklik swaar is en die nuus is soms baie sleg en dit kan regtig mense se gemoedstoestand net afbring. Maar 'n storie soos hierdie, dan sien jy dit elkeen 'n naampie, elkeen 'n verskillende titel. Dit is net vir my ontsettend oulik en ek dink om die natuur ook so in sy werk in te bring is dit is regtig my dag gemaak nou om dit. Horrible. Dit is baie oulik. Inspirerend. Ek dink ons het een nodig hier by Goeiemôre Good Morning. Yes, by die so ingang. grys drol om hier by die stel in te pas. Ja, ek dink so. Ek dink so. En dan elke keer trek ons net vir 'n nuwe baadjie of Ja, dit's like the Goeiemôre Good Morning talisman, like a little good luck charm. Daar sy, I love it. Now you're talking. Nou ja, terug by Suid-Afrika en die moederstad. En die moederstad het weer eens, is hulle hier. Dit is nou nadat Zuni se Wagyu burger in Kaapstad as die tweede beste burger op die planeet aangewys is. Let wel, tweede op die planeet.
Die rede is meer as genoeg om te spog. Volgens Time Out se gesogte wêreldranglys moes die Kaapenaars net voor Tokyo se Smash Things burger wat die eerste plek ingepalle met die knie buig. Hierdie bekroonde meesterstuk van Zuni is nie sommer enige broodjie nie. Dit spog met 'n 160 gram A5 Wagyu patty van die beste Oos-Kaapse beesvleis. Die res van die bestanddele lees soos 'n fyn proewer se droom. Dames, luister. Gebrileerde Monterey Jack kaas, 'n soet shallot konfyt, geroosterde slaaiblare en 'n ryk miso bermeis sous. Alles voortgesit op 'n botterige brioche broodjie. Water my mond daaraan nou. Nee, Pieter, vir ons klink dit asof jy 'n kosprogram Klink so, aanbied. ja. Gaan voort. Ja, jy sien. Mr. Ramsey, come and join us. Man. Come and join us. Die restaurant in Kloofstraat is reeds bekend vir hul uitmuntendheid en uitnemendheid en is vroeër as Suid-Afrika se Lux Burger Joint of the Year in 2024 gekroon. Maar dis nie net Kaapstad wat die vlag hoog hou nie. Johannesburg het ook gewys hy kan saam met die grootes speel. Mafia Bite het met hulle berugte John Gotti Burger die 8ste plek wêreldwyd ingeneem. Hoe's daai? So, Uitmuntend. ek het julle nou ek is nou so monger. nee, wat Nou, was dit- mooi om nadat jy gehoor het van gebrileerde hier en dit daar en Ek het altyd gedink Wagyu koeie kom van 'n spesifieke streek in in 'n sekere plek. Like Kobe beef is from Japan, that Ja, Kobe ek het ook gedink region. Wagyu is van En ek het Japan. ek het nou iets geleer dat ons hier in die Oos-Kaap dan nou ook Wagyu koeie het, wat nou great is. nee, dit was nou al jare se navorsing en hoe hulle nou geteel het Ja. en goeters en die Wagyu gaan ons oor die vet. The wat is die marbling. marbling. Yes. En Jy's nie 'n groot vleiseter nie, nê? So 'n burger like this wouldn't tempt you. Dit klink heerlik. Ja. Maar ja, ek is nie ek eet ook hoofsaaklik maar hoendervleis, Ja. jy weet, maar ek dink dit is nog steeds 'n groot prestasie. Dit is. En dalk is dit die moeite werd, jy weet, om daaraan te smil. Ek sou hoop dat Pieter vir ons ietsie ek moet voorberei. sê 'n Wagyu burger en 'n hoenderburger is baie dieselfde, is net heeltemal anders. Sy. Ja, daar het Pieter dit nou vir ons gesê. And we have a Zuni here in Joburg now as well. Really? I can't say that I've been, but I know where it is. So maybe now I should attempt to go and spend a mortgage payment there to probably get that burger. But Wagyu vleis is nie goedkoop nie. Nee. Like if you say, oh, I'd like a Wagyu burger, you're coming with a dik wallet there. Ek moet ook sê, skus Pieter, ek moet ook sê baie keer dan kry mens hierdie burgers en dan is dit nogal redelik. Ja. Ek hou nie daarvan nie, want dit is moeilik om dit te eet. Ja. Is jy 'n burger with the hands kind of person or do you use a knife and fork? Nee, is ek eet maar met die definitief. handjies. Ag, alle Ellie, sy vat hom sommer raak hier. Love it. Love Dit is it. nou niks lekkerder as jy hom so vat en hy Net Ouma so. Ellie, dankie my Rosie. nee ja toe julle Ek kry sal, nou baie skaam. as ek 'n bonus kry einde van die jaar dan sal ek julle gaan stiek vir 'n Wagyu daar. Asseblief. Alright. Maar nou ja, eers terug by jou en jou gesondheid, want jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare, noodsaaklike medisyne vir die hele gesin. Van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag vir meer. En ook om meer van Zykril te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly ook net waar jy is. Ons is net hierna weer terug met goeiemôre, good morning.